Goeiemôre, dit is Sondag die 8ste Februarie. Baie welkom by die diens van NG Gemeente Skotbere. Mag jy vanoggend saam met ons God se nabyheid en teenwoordigheid beleef. Ons gaan vanoggend lees uit Psalm 112 en 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 12. Mag jy saam met ons hoor wie God is, wat God vir ons wil sê, hoe sy liefde ook na jou toe uitstrek. Dit is my voorreg om jou te groet namens die Here, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God jou Vader, kom van die Here Jesus Christus wat vir jou opgestaan het uit die dood, kom van die Heilige Gees, God wat in en deur jou woon. Amen. Ons staan hierdie begin van die jaar stil by die gedagte dat God uit sy woord vir ons 'n klomp beloftes gee. En vanoggend, Psalm 112 en 1 Korintiërs 2, by die belofte dat God vir ons sal lei, dat hy vir ons sal rig, dat hy vir ons sal rigting gee, dat hy ons op die regte pad sal help. En dan begin ons met die belangrike woorde wat Leonard Sweet sê. Hy sê om die gesindheid van Christus aan te neem, is die volgende: om 'n denkwyse te omhels, waar God die middelpunt is, en die omtrek nêrens is nie. Ja, om die goddelike teenwoordigheid eweveel te erken as in ons, en as sentraal te beskou, is dit wat ons as randsaaklik ag. En dan om gelyktydig binne toe te beweeg na innerlike diepte, buite toe te beweeg na profetiese betrokkenheid by die wêreld en al sy randzones. Die gesindheid van Christus moet daar in ons wees, wanneer ons kinders van God is, wanneer ons vir hom leef, wanneer ons vir hom optree in hierdie wêreld. En dit is wat Psalm 112 en 1 Korintiërs 2 ons mee gaan help, om te wees soos wat God wil hê, om te doen soos wat God wil hê. God lei ons deur sy Heilige Gees. God lei ons en leer ons om nuwe mense te wees vir hom. Ja, om deur God gelei te word, om die denkwyse van Christus te hê, is soos om 'n tweede taal te ken. Daar was hierdie oulike storie van 'n mamma en klompie klein meisies wat in die huis rondloop, en skielik kom hulle op 'n kat af. En hulle is net in die moeilikheid, en die kat is dadelik voor hulle en reg om hulle op te vreet. En dan maak die muis 'n vreeslike geluid. Sy skreeu woef woef. En die kat skrik hom oor 'n mik, laat spaander en hardloop weg. Dan kyk die muis ewe rustig na die baba muise en sy sê vir hulle: "En wat het julle hieruit geleer, my kinders?" "Tipies kind," sê die klein meisies. "Nee ma, ons weet nie." En dan sê die ma: "Dis belangrik dat julle 'n tweede taal aanleer." Die tweede taal wat ons moet aanleer is Christus, om te dink soos hy, om te doen soos hy. Henry Trudeau het gesê, "If a man doesn't keep pace with his companions, perhaps it's because he hears a different drum play." Ons weet van marcheer en uitkeerparades. Soos die ma wat by die uitkeerparade sit, en al die soldate marcheer verby, mooi en gelid, en sy sê, kyk vir Jannie, hy is die enigste een wat in pas is. Ons moet in pas wees met Jesus Christus, met God. Psalm 112 help ons ook om te besef hierdie denkwyse van Christus, om te fokus op hoe ons behoort te lewe. Daai bril van Christus wat ons ontsit om 'n nuwe lewe te kan hê. Ja, in Engels sê hulle ons moet the mind of Christ hê. Ja, Psalm 112 noem ons 'n akrostiese psalm. Elke reël begin met 'n nuwe letter van die alfabet, van die Hebreëse alfabet, van A tot by A tot Z, heel van bo tot onder deur. En ons sal vir julle sommer op die skerm wys hoe lyk dit. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons kan saam bid, saam wees, rustig word. Maak dit kalm in ons harte. Here, dat ons U kan hoor. Ja, U kan hoor wat die Almagtige is, die skepper van hemel en aarde. Ja, Here, dat ons U kan hoor wat ons Hemelse Vader is, wat ons geroep het, ons deel gemaak het van U koninkryk. Dat ons U kan hoor wat ons verlosser is,
Christus wat in die kruis gesterf het vir ons, wat opgestaan het, dat ons kan weet, ons sal ewig met U lewe. Ja, Here, dat ons U kan hoor, U die Heilige Gees, God met ons, in ons, wat die woord vir ons oopmaak, wat vir ons wysheid en leiding gee elke dag wat ons lewe. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Psalm 112. Halleluja. Gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Sy nageslag sal magtig wees in die land, 'n geslag opregtes wat geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis. Geregtigheid hou vir altyd in stand. Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Hy's genadig, barmhartig en regverdig. Dit gaan goed met die mens wat goedhartig is en uitleen, wat sy sake eerlik bestuur, want hy sal nooit wankel nie. 'n Regverdige bly vir altyd in die herinnering. Vir slegte tyding is hy nie bang nie, sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Sy hart is bestendig, hy is nie bang nie. Uiteindelik sien hy neer op sy teestanders. Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges. Sy geregtigheid hou stand vir altyd. Met waardigheid styg sy aansien. Die goddelose sien dit en vererg hom. Hy kners op sy tande, maar hy kwyn weg. Die begeerte van goddeloses gaan tot niet. Psalm 112 kom leer ons dat gelowiges anders leef. Dat gelowiges mense is wat ontzag het vir God. Mense wat genadig is. Ja, mense wat barmhartig is. Mense wat regverdig is. Mense wat goedhartig. Mense wat help, uitleen. Wat eerlik besigheid doen. Mense wat op God vertrou. Mense wat deel, wat gee vir behoeftiges. Dis hoe gelowiges lyk. Dis hoe kinders van God lyk. Dis hoe mense lyk wat die beeld van Christus aantrek. Ronald Patterson vertel dat hy as predikant moes as kapelaan werk by die Boston City Hospitaal. En dan sê hy, onder andere het hy in die saal gewerk waar daar gevangenes was. En in een van die sale het 'n berugte dwelmhandelaar gelê. En dan sê Ronald, hy het sy besoek maar halfhartig aan die man gedoen, want eintlik het hy gedink die man verdien elke stukkie pyn wat hy beleef. En hy was nie dis om vir hom te bid nie, want nou kom hy tot bekering, en dan red God hom. En eintlik het hy soveel mense se lewens verwoes. En dan praat hy, Ronald Patterson, met 'n non, wat in die saal was, en hy sê vir haar, hoe kan ek bid vir so iemand wat hierdie stad verwoes? Wat mense en kinders se lewens verwoes? Hy verdien hierdie siekte en 'n klomp ander goed ook. En dan sê die non vir hom, Pastor Patterson, wie het gesterf en jou tot God verkies? Iewers in daai man, bedek deur lae van pyn en ontkenning, en al die slegte goed wat hy doen, is daar 'n saadjie van die beeld van God. Dis jou en my taak om daai vonk raak te sien. En die enigste manier ons dit ooit gaan sien, is as ons alles vergeet wat daai persoon gedoen het, wat ons ooit oor daai persoon vertel is, as ons net met ons volle hart glo, die vonk is daar, want hy is ook deur God geskep. Hy is soos enigiemand anders, moontlik 'n kind van God. Ja, dis hoe kinders van God optree. Mense wat vreugde vind in mekaar, in God. Mense wat anders leef as die wêreld. Ons gaan nou luister na 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 12, wat ons ook baie daarvan leer. Paulus se prediking van die kruis. Hier sê Paulus, wat my betref, broers, toe ek na julle gekom het, het ek nie gekom om te verkondig met verhewe woorde of wysheid of God se geheimenisse aan julle nie. Ek het besluit om by julle niks anders te weet as wat Christus en hom as gekruisigde. Daarby het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewering. My lering en my verkondiging het nie berus op die oorredende woorde van wysheid nie, maar op die bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Vir diegene wat volwassen is in die geloof, is wat ons sê wysheid. Nie die wysheid van die wêreld of van hierdie wêreldse heersers nie,
Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het, en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit het, sou hulle nie die Here van sy heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie, die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die diepte van God. Watter mens ken die diepte van 'n mens, behalwe sy eie Gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. Ons het nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons kan sien hoe kragtig die Heilige Gees in ons werk. Ons kan sien hoe God in Jesus Christus deur die Gees mense se lewens verander. Hoe God mense nuut maak. Hoe God mense iets maak wat hulle nie voorheen was nie. Ja, iemand vertel dat hy gesels met 'n persoon wat 'n totale alkoholist was, en dan skielik sy lewe verander, en een van sy mede-drinkebroers sê op 'n stadium vir hom: "Hoe kan 'n verstandige mens soos jy glo in Bybelse wonders? Hoe kan jy glo dat Jesus water in wyn verander het?" En dan antwoord hierdie man wat sy lewe totaal omgedraai het, en sê hy: "Hoe Jesus water in wyn verander het, weet ek nie. Maar ek weet wel, in my huis het Jesus bier en wyn verander in meubels en kos." Mense se lewens verander wanneer hulle Jesus Christus ontmoet. En dis wat ons uiteindelik moet doen, ons moet 'n nuwe lewe lei, nie net woorde praat nie, nie doen, nie optree, dat mense dit kan sien, dat mense dit kan beleef, dat mense daarvan kan getuig. En dit moet ons uiteindelik onthou. Paulus sê dit ook in vers 8 tot 11 baie duidelik. Ons weet nie alles nie. Ons weet nie alles van God en van die wêreld nie, maar ons weet uiteindelik genoeg. 'n Student kom op 'n dag by 'n wyse man, en hy sê vir die wyse man: "Ag, ek wens ek kan meer leer. Ek wens ek kon meer weet. Ek verstaan nie en ek vergeet en wat ook al, en die ou is ongelukkig." En dan sê die wyse man vir hom: "Laat ek vir jou help. Kom ek skink vir jou tee." En dan begin hy tee ingooi in die koppie, en hy bly net skink, en later loop die koppie oor, en dit loop oor in die piering, en die piering loop oor in die skinkbord, en die student roep uit: "Meester, kan jy nie sien dis vol nie?" En dan sê die wyse man, leermeester, hy sê: "Ek kan dit sien, en dis net so met jou. Jou verstand is so vol van jou eie dinge, daar's nie plek om te leer, 'n plek vir wysheid nie. Word leeg met jou eie goed, dat jy kan vol word met Jesus Christus. Vol word met dit wat God vir ons kom leer." Paulus sê, ek het dit doelbewus eenvoudig gehou. Julle van Christus kom vertel, Jesus wat in die kruis dood is. Partykeer maak ons die lewe en ons geloof net te ingewikkeld. En ja, ons weet nie alles nie, maar ons bly by dit wat ons weet, en ons bly vashou daaraan. Professor Dean Smith het gereeld vir sy studente probeer leer oor waarheid. Aan die begin van die kwartaal, dan vra hy vir hulle: "Hoe wyd is my lesenaar?" En dan het almal allerhande braaiskote van die lesenaar se wyte. En dan sê hy vir hulle: "Goed, hoe gaan ons weet of dit reg is?" En dan sê een van die studente: "Kom ons kry 'n maatband en meet." Dan sê Prof Dean: "Dis reg. Om te bepaal wat die naaste reg is, om te bepaal wat die waarheid is, moet ons dit meet." En dan draai hy om na sy swartbord toe, en hy teken met bordkruit 'n kruis op die bord. Partykeer vlieg hierdie kruis vir die bordkruit so skerp, dat die studente omtrent nie kan oorleef nie. En as hy hom klaar ingeteken het en gekleur het, dan sê hy vir hulle: "Daar is ons maatband vir die waarheid. Die kruis. Jesus se kruis, Jesus Christus, is ons maatband vir die wêreld daar buite." Dit is hoe ons lewens meet. Dis hoe ons lewens inrig. Dis wat ons gebruik om ons rigting te bepaal. Ek en jy het God se Heilige Gees in ons. Ons het 'n mind of Christ wat ons kan leer. Ja, Paulus kom leer dat Christus
Christene se lewens totaal verander. Dat die Heilige Gees in ons en dat die Heilige Gees ons nuwe mense maak. Dat dit ons leer om op 'n nuwe manier te lewe. Dat ons, soos George Herbert kan bid, leer my God en my koning, in alle dinge U te sien. En wat ek doen, in enige ding, te doen asof vir U. Hy het gedink, leef soos hy geleef het. Dat ons sal leer om as nuwe mense op te tree, met Christus as die nommer 1 in ons lewens. Daar was op 'n stadium 'n student wat 'n briljante skilder wou word, en dan gaan koop hy by een van die meester skilders sy ou kwaste. En hy sit in die klas en hy verf sy eerste skildery met hierdie meester se kwas, en dink dis briljant, en dan vat hy dit na die kurator van 'n museum toe, en die kurator kyk na die skildery, en dan kyk hy die skildery so, en hy kyk die student, en hy sê vir hom, jy het nie 'n meester se kwaste nodig nie, jy het 'n meester se gees, en sy verstand nodig. Ons het Jesus se gees, Jesus se verstand, Jesus se denkwyse in ons nodig, dat ons nuut en op 'n nuwe manier kan lewe. Dallas Willard het gesê, die proses van geestelike transformasie in Christus is een waar ons geleidelik vernietigende beelde en gedagtes vervang met gedagtes en beelde wat Jesus se gemoed gevul het. Geestelike transformasie in Christus beweeg na 'n volledige uitruil van ons idees en beelde vir syne. Geestelike transformasie is waar ons verander van ons eie idees na Christus se idees toe. Waar ons ons eie goed vul met Christus se beeld in ons lewens. Liefde is die groot kenmerk van die Christendom. Wanneer iemand van ons af wegstap, wat onthou hulle? Liefde of ons oortuigings? Mense moet nie ons oortuigings onthou nie, mense moet ons liefde onthou. Ja, want egte transformasie is 'n lewe wat verander van haat na liefde. 'n liefde wat verander van vrees na vryheid. 'n liefde waar jou lewe 'n getuienis is. 'n klompie rekenaar verkoopsmanne is in 'n stad in Amerika aan 'n konferensie en hulle is laat op die trein te vang op pad huis toe en hulle hardloop deur die stasie en in die hardloop stamp hulle 'n tafel met 'n klomp appels om. Die blinde masientjie was besig om dit te verkoop en almal hardloop net aan en skree jammer en een ou stop. En hy waai vir sy vriende en hy begin die appels optel. En net wat hy die appels optel en die tafel weer regop sit, mis hy sy trein. En dan uiteindelik, as hy klaar is, dan gee hy vir die blinde verkoopseentjie $10 en hy sê vir hom, jammer vir die skade en die ongerief wat ons gemaak het. En dan, as hy wil begin wegloop, dan vra die seentjie vir hom, meneer, is jy Jesus? En dan antwoord die man, nee, ek is maar net een van sy volgelinge. Die kenmerk van ons Christendom is liefde. As iemand van ons al wegstap, wat onthou hulle? Onthou hulle ons oortuigings, of onthou hulle ons liefde? Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons kan wees kinders van die lewende God. Ja, Here, mag ons in ons woorde en ons dade, in wat ons doen en wat ons is, U verheerlik. Lei ons, Here, om gehoorsaam aan U te leef, om U sigbaar te maak in die wêreld rondom ons. Vul ons met die Gees, dat ons, Here, ook soos Christus sal wees, soos Christus sal dink, soos Christus sal doen, dat ons mense sal wees wat leef met vreugde, met blydskap. Ons bid vir mekaar as gemeente, ons bid vir ons wêreld, ja Here, vir ons land, droogtes, ons het soveel brande met krisisse veroorsaak,
back and closeer wat ons boere tuister en tydkeer lyk of ons graanoeste gaan misluk. Here, U is die groot geneesheer van mens en dier en land. Ons plaas onsself, ons vriende, ons gemeente, ja Here, ons plaas in besonder ook hulle wat buite U kerk is, buite U koninkryk is in U hande. Mag ons getuies wees van U goedheid en U grootheid. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag hier genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees beleef, nou en vir altyd. Amen.